Goeiemôre gemeente, hartlik welkom by die erediens. Ons het 'n klomp uitdagings vanoggend met die kragonderbreking, is daar ook nie internet sy nie, so die erediens word wel opgeneem en Peer sal die skakel later beskikbaar stel dat dit wel gekyk kan word, maar dit gaan nie direk gekyk kan word soos gewoonlik nie. Ek gaan nie al die aankondigings lees nie, u het dit elektronies ontvang. Ons moet maar net die gemeenteraadvergadering wat op 28 Maart geskeduleer is, gaan waarskynlik skuif na die 4de April toe, maar dit sal wel plaasvind. En dan die verjaarsdae en die huweliksherdenkings, almal baie geluk en mag u nog baie jare geseënd wees en u tyd vorentoe in die week wat verjaar, die mense wat verjaar 'n baie lekker dag hê en 'n baie lekker jaar vorentoe. Die program vir die week sluit ongelukkig een item uit en dis die manne byeenkoms donderdag aand. Dominee Johan het gevra dat ek sal aankondig dat dit 'n fisiese byeenkoms gaan wees. Dis die afsluiting van die kwartaal, so die manne gaan hier by die kerk bymekaar kom donderdag aand. En dan gaan u na die erediens 'n kort video kry van Tutela. Ons wou dit nie tydens die erediens speel nie, dit is bietjie lank. Dit bevat ook 'n vorm wat jy kan voltooi en terug, ek dink as jy hom terugstuur, dan kom hy by Dominee Natalia uit. So, kyk maar na die Tutela video en hulle behoeftes, want dit dra ook deur na ons eie gemeenskapspilaar se behoeftes toe. Ons sal bly wees as jy dit wil kyk en dalk die vorm voltooi. En dan, Dominee Natalia is van môre af met verlof. Ons gun vir haar die rustydperk en ons bid dat jy veilig sal ry en goed sal uitrus. En ons bid ook vir jou in die moeilike tyd wat jy saam met jou sussie die pad moet stap in die week wat kom, in die weke wat kom. As hierdie groot gevaarlike seesiektes by ons naby aan die hart kom en naby aan ons lyf kom, dan is dit moeilik. En ons verstaan dit, ons bid vir julle die seën van die Here en ons hoop jou sussie genees. Dan wil ek net die voorsitter geleentheid gee, hy het iets op die hart. Goeiemôre, dankie Frikkie. Ek moet ongelukkig vanoggend 'n aankondiging maak dat na 20 jaar se getroue diens het Amanda Himan besluit om ons diens te verlaat. Ons wens haar alle seën en voorspoed toe en ons sal op 'n latere geleentheid op meer gepas van haar afskeid neem. Baie dankie. Dankie, ek sta haastig. Jammer julle. Soos julle kan hoor, is dit 'n bietjie 'n moeilike week agter die rug. Met die afskeid van Amanda. Ons het ook uitgevind my sussie het borskanker. So dit was 'n moeilike week. My verlof was nog nooit so welkom soos op hierdie tyd nie. En ek waardeer regtig alreeds al die ondersteuning van die kerkraad en vriende in die gemeente. Baie dankie daarvoor. Wat my aanbetref met die afkondigings wil ek net noem, met die Tutela Forum is dit regtig belangrik dat julle bietjie gaan dink oor wat is dit wat julle in die gemeenskap wil sien. Dis tyd dat ons herbesin oor wat is die rol en die footprint wat ons in ons gemeenskap wil hê. So daai inligting is die goed wat ons nodig het om julle droom en julle hart vir ons gemeenskap raak te sien. Ons besef byvoorbeeld dat daar baie min toerusting is vir ouers wat deur ouerskapprobleme gaan, mense wat besig is om te skei, enkel ouers. Hoe hanteer ek die gedruk en die gejaagdheid van die lewe? Senior mense wat uit die lewensfase van werkende mens moet gaan na aftrede, daai identiteitskrisis. So ons wil in die gemeenskapspilaar wil ons regtig meer omvattend kyk, nie net om kos uit te deel by die sopkombuis en te help met alimentasie nie, maar hoe kan ons handdruk en ons
Ek wil sê ons voetspoor in die gemeenskap groter maak. So neem asseblief die tyd om vanmiddag as jy rustig is, na jou middagslaapie, bietjie deur daai vorm te werk vir ons. Ten spyte van alles deel ek vanoggend vir julle baie mooi foto uit Psalm 146 wat sê, ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom. Hy word weer grond en sy planne daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Ons hou dan dus ook vas aan dit vir ons elkeen. Mag die Here ons God, die genadige, skepper van die heelal, met elkeen van u wees. Mag Jesus Christus ons vriend, ons trooster, die een wat in alle tye by ons is en ons hand vashou, met julle wees. Mag die Heilige Gees jou versterk, jou vertroos, jou bemagtig in alles waardeur jy gaan. Kom ons sing oor hierdie lof en hierdie hoop wat in ons is, deur saam die lofsiklus te volg wat op die bord verskyn. Liewe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, U het my uit die put van dood gehaal. Aan die kruis het U al my skuld betaal. Deur die bloed is ek silwer skoon gewas. Ek is vry, deur die Gees wat in my bly. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, U het my uit die put van dood gehaal. Aan die kruis het U al my skuld betaal. Deur die bloed is ek silwer skoon gewas. Ek is vry, deur die Gees wat in my bly. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer.
Baie dankie aan ons musiekspan. Ek weet daar was 'n reëling dat Lofland sou 'n fliek gekyk het in die dak, maar met die kraguitdagings is daar nie krag nie. So ek is jammer vir ons jong span. Julle gaan deur die erediens moet sit. Maar ek het vir julle iets saamgebring, julle gaan nou sien. So asof ek geweet het hier gaan iets gebeur vandag. Baie dankie aan ons musiekspan en ek wil ook vir Gert wat môre verjaar, baie geluk sê Gert. Mag die Here jou seën om vir ons nog baie jare te kan bedien met jou pragtige stem en jou talent. Baie dankie. Toe ons voor die tyd saam bid, sê ons die Here sê dat ons moet die lig wees en dit raak letterlik so met Eskom wat elke Sondag ons krag so 'n bietjie uitdaag. Is die uitdaging soveel meer vir ons hiervoor om die lig ook in julle harte te bring vandag. Kom ons sit net so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. En gaan tyd gee dat jy en die Here eers rustig ontmoet. Sê net môre Here, hier is ek. En dan lees ek vir ons 'n gebed. Verlosser vir my, oorwinnaar opgestaan, U het my hart verower. Ek wil niks terughou nie, ek wil alles vir U gee, alles net vir U. Amen. Dit is my gebed dat wanneer ons vandag saam luister na die woord van die Here, dat jy sal vergeet van jou eie probleme, jou eie worstelinge, selfs jou eie vreugdes. Kom ons luister na wat die Here vir ons sê vandag saam. Ons is besig met 'n preekreeks oor lydingstyd. Die Here verlos my van. En ons het verlede week Dominee Johan begin deur te sê, maar hoekom Jesus? Hoekom het Jesus Christus gekom? Ons het vir mekaar gesê dat Jesus Christus het gekom om op die kruis vir ons te sterf. En hy het nie net gekom om te sterf vir ons sonde nie, maar ons ook te bevry van soveel meer. En vandag wil ek preek oor, die Here het ons ook bevry van ons skuldgevoelens. Daai ding wat my elke dan so 'n bietjie potjie, dat ek nie na die Here toe wil gaan met vrymoedigheid nie. Ek het so 'n klein videoetjie saamgebring, ek hoop hy werk met die internet uitdagings. Dankie Tian. Oor, ons almal ken hierdie gevoel, wat ons nou gaan sien in hierdie videoetjie. All right, well, apparently while I was out, somebody got into the kitty cat treats. Now, I'm gonna go look at the suspects. Suspect number 1. Was it you, Macy? See your face. Did you do this? Did you? I don't think you did. Number 2. What? Did you do this? Denver, did you do this? Denver, was this you? Denver, you won't look at me. Did you? What? Denver, did you do this? Look at me. Come here. Let me see. Let me see your face. Oh my goodness, Denver, you didn't. You did this? What? You got any kitty cat's treats? While I was gone? Dankie, ek mag sagter sin. So goed, ons almal ken daai gevoel, nê? Te goed. Ons almal weet ook hoeveel die ander ene wat onskuldig geblameer word. Ek is moeg en ek is baie moeg vir skuldgevoelens. Ek is moeg daarvoor dat ons die heeltyd gekonfronteer word met skuldgevoelens. En dis nie net wat ek aan myself doen nie, maar dis ook wat ander mense aan my doen, die samelewing.
wat jy die hele tyd die boodskappe het van, jy is nie goed genoeg ma as jy werk en nie voltyds by die huis is nie. Of as jy voltyds by die huis is en jy werk nie, dan is dit ook nie goed genoeg nie. Ek is moeg vir die skuldgevoelens dat ek werk te veel en sodra ek op verlof is, dan voel ek skuldig daaroor. Of dan voel ek werk te min. Ek is moeg daarvoor om skuldig te voel dat my gesin kry te min van my. Of met ander tye voel ek weer, ek kom nie uit by my vriendinne nie, want my gesin kry alles. Ek voel skuldig oor ek nie uitkom by my ander familie, die ooms, niggies en tannies en daai nie, want my kerngesin of my werk vat te veel. Ander tye voel ons weer skuldig, want ek spandeer soveel tyd met my vriende, maar ek spandeer nie genoeg tyd met my vriendinne nie. Dan voel ons weer skuldig oor my kinders aktiwiteite neem te veel van my tyd, dat ek nie by die kerk uitkom nie. En ek kan nou vir jou sê, is mense in hierdie kerk wat sê, die kerk vat te veel van my, ek kom nie uit by my ander aktiwiteite en by my ander mense nie. Julle kan hoor, ons worstel die heeltyd met skuldgevoelens. Oor dit of dat, hoe klein, hoe groot ook al. Ek is moeg vir skuldgevoelens. Ek is moeg daarvoor dat ons in 'n godsdiens opgeneem is, waar skuldgevoelens gebruik word om mense mee te looi. Dit is nie hoe ek my verhouding, my geloof in Christus verstaan nie. Hoor mooi die onderskeid wat ek maak tussen godsdiens en geloof. God gaan nie skuldgevoelens gebruik om jou nog meer te belaai nie. Prof. Stefan Joubert noem die Hebreërsbrief 'n preek wat moe gelowiges sterk maak. En ons sê vir mekaar, ons is moeg van skuldgevoelens. So vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by die boek Hebreërs en ons gaan kyk spesifiek oor wat hierdie boek sê oor skuldgevoelens, oor ons gewete, oor 'n rein hart en 'n oop hart voor God. Die grootste ding wat in my lewe gebeur het, is die besef dat Jesus Christus my verlos het van my sonde. Maar dit is nie genoeg nie. Daar's soveel meer wat hy nog vir my wil doen, as net my te verlos van my sonde. Hy wil my verlos van my skuldgevoelens. Hy wil my verlos van die eie ek. Hy wil my verlos van hoe ek mense op strategiese plekke toelaat in my lewe om in die pad te staan tussen my verhouding met God. Hy wil my verlos van elke liewe ding wat te swaar is, wat ek as mens nie veronderstel is om te dra nie. Ek glo, hy wil soveel meer vir ons gee in hierdie lydenstyd waardeur ons gaan. Dis nie net nog 'n tyd van die jaar waar ons sê, okay, ons begin ons Paasfeesplanne maak nie. Hierdie tyd is 'n tyd waar ons dieper gaan, waar ons kyk hoe ons God se genade opnuut anders kan verstaan. En daarom wil ek die eerste skrifgedeelte met julle deel, Hebreërs 9 vers 14. As ons sê Jesus verlos ons nie net van ons sonde nie, maar ook van ons skuldgevoelens, dan is hierdie teks kern in ons verstaan daarvan. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Jesus het ons ook bevry van skuldgevoelens. Wat is 'n skuldige gewete? Presies wat dit sê, is dat ek sit die skuld op myself. Ek dink ek dra die skuld. Ek kla myself aan en ek bly sonde bewus. As ek my met ander mense vergelyk, dan is ek nooit goed genoeg nie. Ek het altyd 'n verwagting dat iets sleg met my gaan gebeur. Ek is bang vir God. Ek is bang ek doen iets verkeerd en dat God hou my, hy sien my en hy hou dit teen my. En dis 'n permanente stryd wat ek teen myself het, maar ook wat ek met God het. Want wat gebeur is, die oomblik as ek so skuldig voel oor iets, dan wil ek nie meer na God toe gaan nie. Ek voel daar's 'n afstand, 'n rift tussen my en God. So ek vermy eerder om na God toe te gaan. Maar dit is nie wat die Here wil hê nie. Ons volgende skrifgedeelte is Romeine 2 vers 15 wat sê, die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word.
Hierdie skrif in Romeine verwys eintlik na die heidende. Maar daar's kinders van die Here wat nog elke dag as gevolg van hulle skuldige gewetens in 'n innerlike tweestryd is. En soos julle kan sien, is hierdie ding van skuldgevoelens so oud soos die tyd self. In Paulus se tyd het hulle ook daarmee gestruikel. Dink 'n bietjie aan Paulus se woorde, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Juist dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Jy kan sien op talle maniere in Hebreërsbrief en Romeine, mense sukkel met hierdie skuldgevoel. Hulle probeer dikwels ook hulle gewetens sis deur goeie dade te doen. Maar maak nie saak hoeveel dade jy doen nie, jy gaan nooit ophou skuldig voel nie. Ons sien dit in Jesus se tyd, is wat die fariseërs gedoen het. Hulle het gedink as ek soveel keer per dag tempel toe gaan, as ek soveel vir die Here gee, as ek soveel offers bring, as ek soveel van die skrif uit my kop ken en kan opsê, dan gaan ek nie skuldig voel nie. Dikwels is ons probleem as gelowiges dat ons probeer te hard om 'n goeie Christen te wees. Alles om net nie meer so skuldig te voel nie. Maar ek wil hier 'n baie mooi onderskeid maak wat Romeine vir ons kom uitwys. As ons nou by Romeine sou stil gestaan het vandag, ons het nie genoeg tyd om net by Romeine stil te staan nie, wil ek hê ons moet net vir mekaar sê, dat goeie dade vir God is nie verkeerd nie. Maar as ek goeie dade doen om my gewete te sis, dan is dit baie verkeerd. Ek moet nie goed doen om God te manipuleer, om meer vir my te doen nie. God wil al klaar vir my 'n klomp goed doen, sonder dat ek dit verdien. Vir God is dit ook nie belangrik dat ek al hierdie goed doen, voordat ek my skuld bely nie. Hy nooi my net om na hom toe te kom en te sê, Here, hier is die goed waarmee ek worstel, help my daarmee. Ek wil 'n volgende skrifgedeelte by stil staan en dis nou 'n bietjie 'n hoofstuk verder in Hebreërs 10 vers 22 wat sê ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water, met rein water. In essensie kan ek die preek hier stop. Ek het gesê wat ek wil sê. Die Here maak ons nie net vry van sonde nie, hy maak ons ook vry van skuldgevoelens. Maar gun my asseblief om tog aan te gaan. Nie omdat ek so baie het om te sê nie, maar omdat die ontdekking in die skrif so ongelooflik is, maar hoekom ons moet weet, skuldgevoelens is nie goed vir ons nie. Hoekom is dit nodig dat ek 'n rein gewete voor God het? Dis 'n gawe van God om 'n rein gewete te hê. Dis van onskatbare waarde in ons verhouding met God, wanneer ek sonder enige iets wat my keer, na God toe kan gaan. Die pad is oop, daar's niks struikelblokke nie. Dit is die basis vir ons vertrouensverhouding in God, ons verbintenis aan hom. Dit gee ons die vrymoedigheid om enige tyd oor enige iets na God toe te kan gaan, want ons staan met 'n rein, skoon gewaste hart voor God. In ons geestelike lewe is dit so belangrik. Nou eintlik is ek so bly die kinders is vandag in die diens, want weet julle, ek onthou as 'n klein dogtertjie, hoe baie keer het ek skuldig gevoel oor so baie goed in my geloof. As mamma of pappa met my raas, dan sal mamma gesê het, jy maak nou Jesus se hartjie baie seer. Of ek het iets gedoen en ek kry net nie die guts om vir ma of pa daarvan te sê nie. Dan loop ek met daai skuldgevoel en later voel het, ek kan nie eers op my ma se skoot gaan sit nie, want mamma gaan weet. Ek onthou, ek het selfs op 'n stadium geglo, dat as die pastoor of dominee daar voor staan, dan kyk hulle vir my en hulle weet presies wat is my sonde. Want ek het so skuldig gevoel. Hier's 'n paar mense wat knik, het julle dit ook ervaar? Sê net vir my, ek's nie mal nie. Ons word so belas met hierdie skuldgevoel. En ek wil hê die kinders moet vandag ook hoor, saam met die groot mense, dit is nie wat God van ons wil hê nie. Hy wil nie hê ons moet so lewe nie. So, hoe werk 'n gewete dan regtig? Dis nie omdat jy nou dink jy is skuldig en nou is jy skuldig nie. Ons lees op verskeie plekke dat jou gewete 'n rol speel in jou onderskeiding van wat God se wil is of wat die dinge is teen God se wil. Nou onderskeiding hier, maats, beteken nie onderskeiding in die skool jy het 75 behaal nie. Onderskeiding beteken
God, help my om te besef wat is reg en wat is verkeerd. Ek het daai ekstra stemmetjie, ons noem my stemmetjie die Heilige Gees, wat my help om te weet wat is reg. Jou gewete kan jou of aankla of jou verontskuldig. Jou gewete kan jou of aankla of dit kan jou verontskuldig. En dit skryf Paulus vir ons in Romeine 2 vers 15. So nou moet ons mooi luister. Ek kry 'n mooi gewete en ek kry 'n slegte gewete. As kleuterskoolonderwyser het dit eendag so verduidelik. Ek het 'n wit hond en ek het 'n swart hond binne in my. Die swart hond is die skuldige gewete, die slegte gewete. En die wit hond is die goeie, die mooi gewete. Met ander woorde, wanneer ons 'n goeie skuldgevoel het, dan is dit God wat ons oortuig dat jy iets gedoen het wat jy moet regmaak. En dan jy vry. Jy gaan sê vir jou ma, jy het iets gevat wat jy nie moes vat nie. Jy erken die leuen wat jy vertel het. Jy kom uit, jy maak dit kwits en jy voel verlig. Jy voel weer jy lewe in God se lig. Maar wanneer iets so swaar op jou lê, wanneer dit die slegte gewete is, dan laat dit jou voel, jy kan nie met iemand gaan praat daaroor nie, jy kan nie met God daaroor praat nie, dit is net te swaar. Ek sê dikwels dat, wanneer ek my meet aan, wil ek skuldig voel oor iets of nie, dan is dit die beste manier om te sê, is dat ek gee van die begin af my alles. In my werk wil ek altyd my alles gee. In 'n verhouding wil ek altyd my alles gee, sodat ek nooit kan terugkyk en sê, maar ek moes meer gedoen het. Wat as ek dit of dat gedoen het nie? So sou iets dan gebeur dat 'n vriendskap beëindig word, of iemand vir my kom vra oor my werk, dan kan ek sê, maar ek het my alles gegee. Ek hoef nie skuldig daaroor te voel nie, want dit is die waarheid. Paulus leer weer dat in samewerking met die hart en die gedagtes, met hierdie krag wat die Heilige Gees gee, kom speel hierdie Heilige Gees so groot rol in ons hart en ons gedagtes, dat dit ons oortuig om van die begin af die regte ding te doen. Met ander woorde, voordat ek iets verkeerd doen, weet ek al klaar wat die Here van my verwag, wat die wet, wat sy gebooie van my verwag, en daarom leef ek op so 'n manier, dat ek nie eers hoef skuldig te voel en dan te bely nie. Ek lewe op so 'n manier voor God, dat ek myself kan verontskuldig en sê, Here, ek het opgetree volgens u wil, ek het ooreenstemmig opgetree, en dan kom bevestig my goeie gewete dit. Wanneer jy dit nie doen nie, sê maar jy het nie alles ingesit in 'n vriendskap nie, en dinge gaan dan suur in 'n vriendskap, dan kla jou gewete jou aan. Dis dan wanneer jy sê, wat as ek maar dit, as ek maar dat gedoen het. Ons sien dit dikwels as ons met 'n familie sit, wat so pas 'n geliefde aan die dood verloor het, dat skuldgevoelens altyd in daai tyd by mense kom. Dis asof die duiwel iets wat alreeds so swaar is vir mense, nog swaarder wil kom maak, deur nog skuldgevoelens op hulle te gooi. En dan sal mense sê, wat as ek 'n laaste keer gebel het? Wat as ek hier was, daai oomblik, toe my ma of pa hulle laaste asem uitgeblaas het? Partykeer kla iets jou aan, en dit is nie die Heilige Gees nie. Ons moet ook vir mekaar sê, dat hierdie uitstekende instrument van onderskeiding waarvan die Bybel praat, moet ons baie mooi luister na, wanneer is dit wanneer ek aangekla word, en wanneer is dit wat ek verontskuldig word. Meeste van die tyd, as mense voor ons sit in 'n pastorale situasie, waar hulle geliefde aan die dood verloor het, weet hulle, en weet ons, hulle het hulle alles gegee. Maar daai skuldgevoelens is iets wat die duiwel bring om hulle nog meer te treister mee. Om self iets wat heilig en mooi is, en dit is wat die dood is, dit is heilig en is mooi, en dit is 'n afskeidsmoment, dit is 'n oomblik waar jy jou geliefde aan God moet gee, en vertrou, dat God hulle gaan dra. Die duiwel sal selfs kom en so iets kom lelik maak. Ek wil nog 2 voorbeelde gee van uitstekende manier hoe hierdie gewete
'n instrument van onderskeiding kan wees. Daar's ook 'n slegte manier hoe mense dikwels hulle waarheid en hulle persepsie van die waarheid op jou wil afgooi. Soos ons in die begin gesê het, mense het die idee van hoe lyk 'n perfekte man of 'n perfekte vrou. En dan het hulle hierdie prentjie en ek lewe nie altyd op tot daai prentjie nie. Dan wil hulle my laat skuldig voel. Ons kry dit in werksituasies ook. Jy word vergelyk met die vorige dominee of die vorige werknemer, die vorige bestuurder, die vorige onderwyser. Hulle het dit so en so en so perfek gedoen. Mense het 'n bepaalde verwagting of prentjie en dan voel jy skuldig oor jy nie opleef tot daai verwagting nie. Dan loop jy met skuldgevoelens. En dit is hoekom jy hier die onderskeiding van die Heilige Gees nodig het om vir jou te sê, Here, is ek skuldig of is ek vrygespreek? Want jy hoef nie daai skuldgevoelens wat ander mense het op jou te neem nie. Dis hulle skuldgevoelens. Moenie laat hulle dit op jou gooi nie. Dit gebeur so dikwels, dat mense jou laat skuldig voel oor goed wat hulle in hulle lewens verkeerd doen. Dinge wat nie in orde is in hulle lewens nie, wil hulle op jou gooi om oor skuldig te wees. Nou dit mag ook gebeur, en hier is die uiterste, jammer wat ek jou nou 'n bietjie kappe water in die gesig gaan gooi, dat jy altyd nie onskuldig is, wanneer jou gewete jou aankla nie. Daar gaan natuurlik tye wees, wanneer die Heilige Gees jou gaan oortuig, maar jy het nie gedoen wat jy moes doen nie. Ek verwag van jou dit en dit en dit, en jy het dit nie gedoen nie. Ek verwag van jou om te vergewe, en jy het 'n onvergewensgesindheid. So my gewete gaan my aankla, en sê, skuldig. En dit is nie 'n slegte ding nie. Die Heilige Gees gee vir ons hierdie twee uiterstes, van aankla voor God, en ek is skuldig, of ek is verontskuldig. En ons het al twee nodig, om in 'n vrye verhouding voor God te lewe. Dit is hoekom jy vandag nog verder na die preek moes luister, en nie net stop oor Jesus red jou oor die skuldgevoelens nie. Nou die vraag is, hoekom sukkel ons as gelowiges dan met skuldgevoelens? Hoekom sukkel Christene met hierdie swaar ding? Wie is die een wat ons aankla? Aan die een kant sê ons vir mekaar, dat die Heilige Gees kla ons aan, maar aan die ander kant kry ons 'n ander aanklaer, en ons lees van hom in Openbaring 12 vers 10. Ek dink nie ek het daai skrifgedeelte opgesit nie. Wat sê, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel gegooi. Hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Wie is uit die hemel gegooi? Julle almal weet, die duiwel. Aanklaer. Teenoor jou staan iemand wat jou aankla. Iemand wat jou beskuldig. Iemand wat jou veroordeel. Iemand wat jou vervolg en wat jou aanval om te wys jy is skuldig. In Openbaring 12 vers 10 word die duiwel die aanklaer genoem. Wat gelowiges dag en nag aankla. Dis hoekom dit so swaar voel. Maar nou aan die ander kant kry ons ook 'n getuienis. Soos Jesus beloof het vir sy disippels, gaan alle gelowiges teenkanting kry. Maar soos Jesus ook vir sy disippels beloof het, is daar iemand wat namens hulle optree. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is jou advokaat. Ja, you've got friends in high places. Jy het vriende op die regte plekke. Die Heilige Gees is die advokaat wat vir jou intree, wat die waarheid openbaar. Ek wil sê jy het free legal advice. Ons noem hom die Heilige Gees. Die Heilige Gees word die Parakletos genoem. Nie net trooster nie, die een wat vir jou intree. Ek wil amper die beeld gebruik van jy 'n bouncer. Iemand wat jou fights vir jou gaan fight teen hierdie aanklaer wat jou wil laat skuldig voel. Hoekom sal die duiwel jou wil laat skuldig voel? Hoekom sal hy jou met hierdie skuldgevoelens wil peper? Wel, hy wil 'n wig tussen jou en God bring. Hy het 'n spesifieke rede daarvoor, en as ons 1 Johannes 3 vers 21 lees, dan sê hy daar vir ons geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons die vrymoedigheid om na God toe te gaan. So, die duiwel hierdie taktiek kan gebruik om ons te laat sleg voel met ons skuldgevoelens, dan gaan ons nie na God toe wil gaan nie. Dit is sy motief, 'n meesterlike motief, dat jy nie 'n verhouding met God moet hê nie. Net soos wat 'n pa
met die kind raas en die kind kruip weg, of soos wat daai eienaar van die hond met die hond geraas het en jy wil wegkruip want jy kry skaar. So wil ons ook wegkruip vir God as ons weet ons is skuldig. Ons skuldgevoelens maak ons bang vir God. Dit verhinder dat ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Nog 'n rede hoekom ons skuldig voel, is dat ons wil iets doen om nie meer skuldig te voel nie. En dit kom uit ons verstaan van die Ou Testamentiese verbond, dat as ek iets doen, as ek 'n offer gebring het vir al my sondes, dan is ek onskuldig verklaar. Maar onthou net, daai offerstelsel, die ou verbondstelsel het nie gewerk nie. Want jy het tydelik beter gevoel. Jy het tydelik onskuldig gevoel. Totdat jy die volgende ding doen, dan moet jy weer 'n arme skaap of bok of duif gaan vang en weer offer. Die nuwe verbond, ons wat Nuwe Testamentiese mense is, offer nie meer diere nie. Die finale offer is gebring. Ons hoef nie iets te doen om 'n skoon gewete te hê nie. Ons hoef nie 'n daad te doen nie. As daar iets is wat ons moet doen, is dit ek moet met my knieë voor God kom en ek moet bely. En ek moet bedroef wees oor wat ek doen. Maar ons kan God nie beïndruk met ons klein offertjies wat ons bring nie. Al wat sulke dade doen, is om ons sonde bewus te hou. Dit help ons om aan te hou skuldig voel. Kom ons lees Hebreërs 10 vers 2 tot 4 saam. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sonde bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. God wil nie hê jy moet skuldig voel oor jou skuldgevoelens nie. Hy het jou bevry. Nie hy wil jou bevry nie, hy het jou bevry. Dit mag vir jou radikaal wees, want in die een kant voel ons moet elke dag ons sondes bely, sodat ons vergewe kan word. Maar as ons so leef, is dit 'n ou verbond manier van leef. Glo, jy is reeds vergewe. Glo, dat Jesus se bloed genoeg was om jou skoon te was. Hebreërs 10 vers 17 sê die Here, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Hy dink nie aan die sondes nie, so hoekom wil jy daaroor skuldig voel? Hoekom wil jy ander mense herinner aan hulle sondes? Hoekom wil jy ander mense herinner aan waar hulle tekort skiet? Hoekom doen ons dit aan mekaar as gelowiges, dat ons hierdie skuldgevoelens, wat ons weet so aaklig is, op mekaar ook gooi? Ek wil dit so voorstel, ons luister elke dag tegelyk na 2 radio's. Ek luister na Radio Satan, ekskuus laat dit so kras klink, die aanklaer, wat vertel hoe ek val as 'n Christen, dat ek nie genoeg glo nie, dat ek nie genoeg doen nie, dat ek nie verdien om geseën te word nie, dat ek nie verdien dat hy daar is vir my nie. Hierdie radio sê die hele tyd, jy staan skuldig, jy staan skuldig. Aan die ander kant het ek 'n ander radio Heilige Gees, wat my herinner, jy's vrygespreek, my bloed was vir jou genoeg, jy's my geliefde, jy's myne, voorspoed vir jou, nie teenspoed nie, jy's 'n nuwe verbond Christen. Hebreërs 10 vers 14 en 15 sê, deur die een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd, volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Die Engelse woord wat daarvoor vir betuig sê, dis 'n confirmation, dis vas. Wat 'n radio wil jy na luister? Dink jy een radio moet jy sommer by die venster uitgooi. Ongelukkig kla mense mekaar aan. In 1 Timoteus 4 vers 2, ek is nie seker of ons hom op het nie. Ja, 1 Timoteus 4 vers 2 sê, hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Dit beteken omdat
dwaalleraars en mense wat hulle eie skuld gevoel het, hulle wil hê ander mense moet ook so voel. So hulle looi jou die heeltyd met die sonde. En 1 Titus stel dit so mooi, want hulle verstand en hulle gedagtes is besoedel. Hulle kan nie verby die feit sien dat Jesus jou vrygemaak het nie, en daarom wil hulle jou ook nie vrymaak nie. Maar op luister na daai wêreldse stemme, na daai dwaalleraars en die skynheilige leenaars. Begin luister na wat God van jou sê. Begin luister na die radio Heilige Gees. Raak meer Jesus bewus, vryspraak bewus, dat jy skoon gekoop is deur die bloed van die Heilige Gees. Ek het vanoggend toe ek voorberei, toe dink ek, joh, dit sal dan maar help as ek 'n lys gehad het, soos 'n sondelys, amper 'n lys van goed waaroor ek nie hoef skuldig te voel nie. En ek het so 'n bietjie begin soek daarna, toe dink ek, nee. Want wat dan gaan gebeur, as ek 'n sondelys het, as ek 'n checklist het wat ek kan afmerk, maar ek hoef nie daaroor en daaroor skuldig te voel nie, dan maak ek 'n detaillys van reëls en regulasies en vat my verantwoordelikheid weg om hierdie goed met die Here te gaan uitstoei in gebed. Dan vat dit my besinning weg. Dit vat maklik my hart ook dan weg. As ek hierdie lys het waarop afmerk, ek voel nie skuldig daaroor nie en ek voel nie skuldig daaroor nie. 'n Mens kan mos nie voorskrifte van 'n lys uitwendig uitleef sonder dat jou hart nie daarin is nie. So ek het toe teen dit besluit om 'n lys te maak van wat ons oor nie hoef skuldig te voel nie. Wat is die tipiese goed waaroor ons skuldig voel? Ek dink ons het die geleentheid om in ons Christelike lewe te gaan nadink en hierdie goed te gaan uitstoei met God wanneer ek op daai oomblik verantwoordelikheid moet vat vir iets. Ek moet op daai oomblik voor die Here staan en sê, Here, Heilige Gees, advokaat, tree vir my in, wys vir my, is ek skuldig of is ek onskuldig hier? En om toe te laat dat die Here jou so lei, behandel die Here ons as sy kinders en nie as slawe nie. Vir slawe gee eenvoudig 'n lys, 'n klomp opdragte wat hulle moet gaan doen. Vir jou kinders laat jy soos hulle groter word, al hoe meer, volgens die beginsels wat jy self uitleef, wat jy hulle geleer het, leer jy hulle om keuses uit te oefen. Jy leer hulle om in verhouding met jou en in verhouding met God hierdie goed uit te leef. Ek is nie 'n slaaf nie, en daarom gaan ek nie die lys hê van waarin is ek skuldig en waarin is ek nie. Ek gaan afsluit deur 'n beeld wat ek eintlik voorberei sonder om te geweet het, die gaan kinders in die kerk wees. En ek wil jou vra, wat is die belangrikste vloeistof wat jy in jou huis het? Dink gou vir my, julle kan saam met my bietjie gesels. In my huis is tomatiesous nogal baie belangrike vloeistof, om die slegte kos van ma 'n bietjie beter te laat voel. Ek weet in party huise is wyn nogal belangrik, om die dag se stres 'n bietjie uit te... Wat is nog belangrik? Wat se vloeistof is in 'n huis belangrik? Water? Koffie? 'n Koffie vir ma, hier's 'n paar ma's wat ja. Vir die mans Q10 in 'n blik, nee, Q10 om my kriekie deure. Q20, okay, sorry, dankie, Liam, jy gebruik obviously die goed. Vir 'n paar ma's is 'n blik Doom nogal 'n belangrike vloeistof, want vir daai spinnekoppe en kriepie goed. Okay, en dan kan ons verder gaan weer te sê badwater, toiletwater, ketelwater. Water is nogal belangrik, want ons weet mens kan net 3 dae sonder water lewe, nê? En as ons dink aan kos, 7 dae. Maar wat is die belangrikste vloeistof sonder jy nie kan lewe nie? Bloed. Jy kan nie sonder bloed lewe nie. Jy kan nie sonder bloed lewe nie. En wat meer is, jy kon nie sonder Christus se bloed lewe nie. Deur sy bloed is daar volkome versoening vir jou sondes en skuldgevoelens en hang-ups en wonde en issues. Wat ook al jy daar wil insit. Jesus het volkome dit bedek met sy bloed. Bloed is die belangrikste ding in ons lewe en wat meer is, nie my bloed nie, Christus se bloed.
Ek kan alles skoonmaak met die wonderlike skoonmaakmiddels wat daar bestaan. Maar ek kan nie oorleef sonder Christus se bloed in my lewe nie. Sonder sy beskerming soos die bloed wat oor die deurkosyne geverf is. Ek kan nie lewe sonder sy bloed nie. Ek kan nie lewe sonder die doopwater, die water wat hiervoor is wat simboliseer dat hy my gereinig het, nog voordat ek besef het wat sondes is. Bloed en doopwater is die twee belangrikste goed in ons as gelowiges se lewe. Dis hoekom die bloeddiens se lese is, skenk bloed en red 'n lewe. Give the gift of life. Ek wil jou nooi om hierdie bloed te gaan deel met ander. As enige iemand anders weer in jou geselskap sit en hulle voel skuldig oor goed, dan gee vir hulle bloed. Dan sê vir hulle, Jesus se bloed was genoeg. Dit was skoon. Dit het alles wat vuil, wat besoedel was, skoon gewas. Ook jou skuldige gewete. Dis nie om oppervlakkig te wees om te sê, ek vat nie verantwoordelikheid vir my deel in dit nie. Dis om te sê, dat ek weet, ek kan nie lewe sonder die Here en die Heilige Gees wat my lei om te weet, wanneer ek skuldig staan, en wanneer die Heilige Gees vir my intree as advokaat. Wanneer ek die bloed van Jesus oor my lewe pleit, dan sê ek daarmee, Here, elke besluit, elke woord, elke daad, sit ek onder u bloed. Ek meet dit daaraan. Dit is my standaard om te kyk, is ek reg volgens wat die Here wil hê vir my lewe. Jesus se bloed reinig nie net ons gewete nie, dit gee ons ook deurgans die geleentheid om die lewende God te dien. Want as jy daar opstaan, en jy weet, jy staan vry voor die Heer, dan kan jy die Here dien. Jy kan hom loof en prys, en daar's niks wat jou keer om toe te gaan nie. Daar's niks wat jou keer om in sy arms in te hardloop nie. Vanoggend af is die liedjie in my kop, en ek dink dit is 'n liedjie van Louis Brits, ek staan skuldig voor die Heer. Ek dink is die nagmaalslied, nie John? Ek staan skuldig voor die Heer. Die brood en die wyn wat ons nou gaan neem, maak my vry. Weet jy, ons staan skuldig voor die Heer. Maar Jesus se bloed reinig nie net ook ons gewete nie. Dit maak die pad deurgans oop, dat ons met 'n lewende gesindheid vir hom kan leef. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ek lees vir julle 'n gebed van 'n predikant met die naam Marin Dirabassi. Begeleier van eensames, verbinder van wonde, soeker van verlorenes, vriend van armes, bron van alle dinge, vergewer van sonde, stem vir die stemloses, raadsman vir die verwaardes, skuiling teen die storms, skepper van die hemel en die aarde, ons aanbid en eer U op ons beskeie manier. Amen. Ons musiekgroep het vir ons 'n bedieningslied voorberei. Jy is welkom om die woorde te volg op die skerm, of net om agteroor te sit, jou oë toe te maak en die woorde van hierdie lied in te drink. That's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of
Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Sukkel met die nuwe mikrofoon. Baie dankie vir julle ongelooflike manier waarop julle ons uitnooi om te dink oor dit wat die Here vir ons doen. Kom ons staan en ons sluit af met ons slotlied, Vry. En ons sing dit vandag as 'n geloofsbelijdenis. Ons is vry. Glo daai woorde as jy dit sing. Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam. Sonde en die dood aan die kruis het U gelei.
vergewe en vergeet. Die kruis van Golgotha bring lewe, en reddingskrag is hier vir my. Die Jesus Christus is dan lewe, elke knie sal voor hom buig. Die het vrygemaak van sonde, en die vyand is oorwin. Vry, ons is vry, deur sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, van die pyn en smart het Jesus ons bevry. Ons is vry, deur sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, van die pyn en smart het Jesus ons bevry. Ons is vry. God die Vader sal U altyd lief hê. God die Seun sal U altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal U altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen. En al die mense sê amen, van elke ras en taal, blydskap oorvloei in elke hart, van die koninkryk kom weer. Mag Job en oud en ons wat asem met die Here loof en prys, want in ewigheid bly U die lig en die mense sê amen. Want in ewigheid bly U die lig en die mense sê amen. Baie dankie, seën vir U. Kinders, geniet die skoolvakansie. Moenie skuldig voel oor skoolvakansie nie. Ouers, daar's koffie in die dak. Julle is baie welkom om saam koffie te drink.